Goeiemôre vriende, op hierdie mooi nuwe dag, mooi nuwe week. Dis Maandag die 19de Januarie 2026. Mag dit vir julle 'n mooi week wees met al sy uitdagings wat hy het, al sy moontlikhede wat hy het. Mag julle ook so met die Here se nabyheid ervaar in al die keuses, want van vandag af hardloop jy dit weer teen die spoed van witlig, né? So mag julle sommer net 'n wonderlike dag hê. Kom ons maak ons oop toe en dan dra ons sommer die week aan die Here op. Here, U weet wat voor ons lê, U weet vir al die besluite wat geneem moet word. Ons kom vra vir U dat U deur die Heilige Gees vir ons sal lei om die beregte besluite te neem, Here. U weet wat se gevolge elke besluit van ons het en daarom kom vra ons vir U wysheid en insig deur die Gees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos ek nou al reeds by telke male gesê het, Kolossense 3 is 'n amazing hoofstuk, Kolossense 3 en 4, en dan natuurlik ook die hele Kolossense brief, vriende, julle kan hom lees, hy is so kort. Ek het ook vir julle gesê gister, vriende, dit gaan daaroor dat Paulus hierso vir ons kom sê, en vir die mense in Kolosse kom sê, in hoofstuk 3, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God, né? Dit het ons vir mekaar gesê, maar wat beteken dit om eintlik saam met Christus gesterwe te sterwe? Wat beteken dit om jou dinge te rig op die dinge daarbo? Ons vir mekaar gesê, want ek dink is twee goed, ons Jesus die samevatting van die wet gedoen en sê die belangrikste dinge wat jy moet doen is om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand, jou naaste soos jouself. Jesus het dit geherdefinieer in Johannes 13, 34 en 35, 33 en 34, hoe sê ek nou so, waar hy gesê het, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disciples is. Nou, kom ons check hom nou net gou weer daar. Ek sê dit so baie, dat dit nou nie verkeerd sê nie. Is 33 en 34. Kom ons kom gou daarby uit. Kom ons kom net gou daarby. Yes, dit is 34 en 35. 34 en 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Nee, so rig jou gedagtes op daarbo, is hierdie liefde vir God met jou hele hart, siel en verstand, is vir mekaar gesê, dit veronderstel 'n lewende verhouding met God, Jesus se voetspore te volg, Heilige Gees deur jou te laat werk. Dit beteken, liewe vriende, om hierdie verhouding, om jou te rig op die dinge daarbo, beteken dat jy moet geloofsvormende gewoontes nodig om dit te doen. Dit beteken jy moet bid, dit beteken jy moet wandel in die woord, dit beteken jy moet die woord vat, daaroor mediteer, daar reflekteer. Liewe vriende, dit beteken jy moet kan vas, jy kan journal, memoriseer. Dit is ook om ek vir julle gesê, skryf jy goed op, anders raak dit net weer 'n paar goedjies wat jy lees. Pak dit prakties uit en bid daaroor en vra vir die Here, Here, help my om my oë te rig op die dinge daarbo. Help my om te fokus op U, om die liefde met my hele hart, siel en verstand. En dan ons vir mekaar sê, jy moet mekaar lief hê soos Jesus julle lief het, soos ons nou vir mekaar gelees het. En dit speel uit deurdat ek en jy inderdaad, liewe vriende, as nuwe mense lewe op hierdie aarde. Paulus sê dit vir ons hierso in vers 10 van hoofstuk 3. Ons al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Here. En hoe meer ons vernuwe word na die beeld van die Here, hoe meer lewend raak ons, meer goedgesind, meer nederig, meer sagmoedig, meer verdraagsaam, meer vergewensgesind. Ons het meer lief, ons streef meer die vrede na, ons is meer dankbaar, vriende, net so. Al hierdie goed raak deel daarvan. So wanneer ek ons gedagtes rig op die dinge daarbo, bestaan dit uit twee goed, dit is gefokus op God liefde en met julle hart, siel en verstand, en dan met mekaar liefde hê soos Jesus julle het, né? En dan het ons vir mekaar gesê, wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit in die naam van die Here Jesus Christus, en dank God deur hom. En toe het ons 'n bietjie stil gestaan by die man en vrou verhouding, vriende, en dan kom hy en dan spreek Paulus die kinders aan. Dan sê hy hier vers 20, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo, né? So ek sommer hier met die kinders, die jong mense, ek dink is baie belangrik dat julle respek hê vir pa en ma. Ek kyk baie keer deesdae van die kinders met ouer mense praat, met hulle pa's en ma's praat. Kinders, jong mense, julle moet mooi praat met julle ouers.
En ouers, dit begin natuurlik by julle, hoe julle met julle kinders praat. Wat is die voorbeeld wat julle stel? Boompies moet maar gebuig word as dit klein is, né? Jy moet van kleins af vir jou kinders maar vasvat wanneer hulle lelik praat met jou of sommer net disrespekvol praat met jou. Jy moet hulle leer. Dit het jy beloof. Jy het beloof daar voor die kansel met daai kleintjie. Ek sal hom in die weë van die Here onderrig en laat onderrig. Dit is jou werk om dit te doen, hè, sodat die kinders inderdaad in julle gehoorsaam wees om julle respek te hê, want dit is ook wat die Here vir hulle vra om te doen. En dan sê hy vers 21, vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek sodat hulle moedeloos raak. Hy praat spesifiek met die paas, en ek dink die paas terg kan baie keer kinders terg tot vervelendste toe, vriende, en ons moet besop daarvoor. Nou, jou kinders kan moedeloos raak. Dit kan wees dat ons as paas ook altyd dan kry die kind 80%, dan moes hy 85% gekry. Of die kind kry 50%, dan moes hy 55% gekry. Die pa is baie keer, die ouers is baie keer nie, die kind is net nie goed genoeg nie. En dit is nie wat die pa en die ma op die tafel sit. Hulle wil eintlik die kind motiveer om al hoe beter te doen. Kyk baie mooi na jou motivering, hoe jy dit doen, dat jy nie by die kind die gedagte los dat hy net nooit goed genoeg is nie, né? So, besop, moenie altyd by hom fout vind nie, want kan hom moedeloos maak raak. Dan praat hy oor slawe, wat natuurlik nou nie meer vandag van toepassing is nie. Ek dink wel, ek en jy is moderne slawe, ons is werknemers, liewe vriende. Dan sê hy, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so mense se gunste kom nie, maar werk met opregte hart uit eerbied vir die Here, né? So wanneer ek en jy 'n werknemer is, by 'n werkgewer staan, kom ons doen dit vir die Here. Nie vir om gesien te word nie om gunste te kry nie, maar omdat ek en jy kinders is van die Here. Dit bring ons weer uit met wat Paulus sê, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is. Dit beteken jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste met jou lief hê soos Jesus julle liefhet, sodat mense rondom jou dit kan sien. En ek dink juis hier hoe jy jou werk doen, hoe jy daar ook kyk ook daar hoe jy praat met mekaar. Kyk ook daar hoe jy oor mekaar en van mekaar praat. Want dit is crucial, né? Dit is baie keer waar jy 'n toxic environment kry, is wanneer mense begin skinder oor mekaar of om altyd die negatiewe in 'n ander plaas te vind, in plaas van om altyd die positiewe een in daai ding in iets in daai persoon raak te sien, né? So ek dink die werknemers het ook 'n baie belangrike rol om te speel, né? Die werkgewers uit die aard van die saak het ook 'n baie groot rol om te speel. Hulle moet weet die Here seën hulle en hulle doen 'n groot werk. Ek sê vir elke werkgewer vandag baie dankie vir al jou spanning wat jy insit. Ek praat altyd met die besigheidsmanne en vroue en sê ek haal my hoed vir julle af. Julle wat vir kos gee, werk voorsien vir mense. Hulle weet nie, hulle kry maar hulle salaris aan die einde van die maand. Hulle weet nie waar dit julle gaan nie. Hulle weet nie daai stres wat julle het. Die boeke moet klop. Jy moet vir hulle geld gee aan die einde van die maand. Van die kontrakte wil miskien nie so deurkom soos dit moet nie. Ek wil net vir julle kom sê, mag die Here julle uit julle sokkies uitseën, sodat julle werknemers en mense rondom julle nog meer kan sien. So werkgewers, ek wil vir julle kom sê, ek bid vir julle, ek dink aan julle en ek wil vir julle ongelooflik baie dankie sê vir die feit dat julle daai spanning op julle vat om werk te skep, om vir mense kos op die tafel te gee. Net die grootste waardering vir dit wat julle doen, né? En dan sê hy ook hierso vers 23, praat hy nou met die slawe, maar eintlik sommer met ons almal, wat julle ook al doen, doen dit van harte vir die Here, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. So werknemers, waar jy ook al is, onthou, jy moet altyd onthou, jy werk vir die Here. So maak nie saak of jy vir die werkgewer werk nie, jy moet so werk dat jy moet weet dat jy doen hierdie werk vir die Here. En hoe doen jy die werk vir die Here? Jy stiptelik, jy's op jou tyd, jy vat nie kansse nie, jy is nie oneerlik nie, jy werk altyd mooi, jy werk met die instrumente en toerusting met jou werkgewer vir jou gee, asof dit jou eie is. Nou, hoekom? Omdat jy en ek dit doen vir die Here, né? Asof vir die Here. En dan vers, ek het gesien hierso, nou, kom ons stop eers daar, ek sal die ander enetjie weer, maar kom ons hanteer om sommer klaar, skies tog. Wie onreg doen sal gestraf word, die onreg wat hy gedoen het, die Here trek niemand voor nie, en dan kom hy by die eienaars uit die besigheidsmense wat ek eintlik klaar gedoen het, waar hy sê, eienaars, behandel julle saam reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan onder die Here in die hemel. Nou, so die werkgewers, dankie vir wat julle doen, maar onthou altyd, julle moet verantwoordelik gee by God die Vader. Julle staan weer in sy diens, soos wat die werknemers in julle diens staan, maar ook in Jesus se diens staan om vir julle te werk, so staan julle ook in die Here se diens, né?
My 5 sent vanoggend, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.